Hier het ek nou sommer 'n voorbeeld. Hy lyk min of meer soos die voorbeeld wat ek net nou gebruik het om net al die verskillende formules en goed vir julle te verduidelik. Hierdie een het nou net data in, waardes, wat ons nou gaan gebruik om dan die vrae te beantwoord. Nou in die vraag gaan hulle net vir jou sê, jy het 'n bron, en as die bron so lyk, geen interne weerstand nie, en dan het jy die resistors as volg. Hierdie is parallel geskakel, 5 ohm is in serie geskakel, resistor R1 is ook in serie geskakel met 'n volt aflesing van 1,5 volt en dan 3 resistors van 12, 4 en 3 ohm onderskeidelik in parallel geskakel en dan het ons 'n stroom van 3 ampere wat deur ons stroombaan vloei. Die eerste vraag wat hulle dan vra is, bereken die ekwivalente weerstand van die parallelle kombinasie. Nou as julle daai ekwivalente woord sien, dan raak julle dadelik deur mekaar. Dit is eintlik maar net, as ons nou hierdie parallelle skakeling wil wegvat, hoe groot moet die resistor wees wat ons die een resistor wat ons in sy plek gaan sit? Soos ons moet eintlik net die R totaal van die parallelle kombinasie gaan bereken. So kom ons bereken dit en wat moet ons hier in gedagte hou? Ons gaan ergens met die resiprook moet werk. Dis baie belangrik. En jy moet hierdie berekening moet jy reg skryf en reg doen, anders gaan jy nie jou punte alles kry nie. Ok, soos nommer 1, ons werk die R totaal uit van parallelle weerstand, soos dis 1 op R parallel is gelyk aan 1 op R1 plus 1 op R2 plus 1 op R3. Dis ons 3 resistors wat ons het. Soos 1 op R parallel is dan gelyk aan 1 op 3 plus 1 op 4 plus 1 op 12. Soos 1 op, julle gaan sien, ek bring hom heeltyd so saam met my af. 1 op R parallel is dan op 12, daar moet ons maal met 4, dan is dit 4 plus, daar maal met 3, plus 3 plus 1, want daar het ons maal, ons nou met 1 maal met 1, soos dan is 1 op R parallel gelyk aan 7, 8 op 12, maar kyk nou hier, en dis waar die resiprook kom, en dis waar jy die wiskundige fout maak. Jy moet nou hierdie een mos omdraai, want ons wil R totaal op 1 hê. Soos ons moet daai omdraai, soos ons met hierdie kant ook omdraai. Soos dan is dit R parallel op 1 is dan gelyk aan 12 op 8. En ons kan dit nou nog verder, ek het nie 'n calculator nou by my nie, ons kan dit nou nog verder gaan vereenvoudig en sê dit is 3 op 2 ohm. Deel net bo en onder 8 in. So dis 1,5. Kan hom so los of jy kan sê dis 1,5 ohm. Dis ons R parallelle kombinasie. Dan vra hulle vir ons die volgende, bereken die weerstand van R1, daardie resistor. Nou, ons het sy potentiaalverskil en hierdie 3 ampere wat hier vloei, daai hele 3 ampere vloei mos deur R1 ook. So dan is dit mos maklik om vir R1 te gaan bereken. Soos, gaan hom nou net hier inpas. Nommer 2, V is gelyk aan IR, V is 1,5, is gelyk aan I is 3, 3 maal met R, soos ons deel deur 3,
deel deur 3, dan kanselleer hy uit, so dan is R gelyk aan R1 in hierdie geval, dis die nommer van die resistor. 1,5 op 3 is mos gelyk aan 0,5 ampere. 1,5 is mos die helfte van 3, soos in ampere 0,5 ohm. Dan by nommer 3 vra hulle dan of ons die R totaal. Nou die R totaal, ons het geen interne weerstand, soos ons R totaal van die hele stroombaan gaan dan wees. R totaal van die stroombaan is dan jou R serie, al die resistors in serie, plus die parallelle weerstand. Nou daai parallelle weerstand het ons uitgewerk vir 1,5. Daai en weet ons is 5, dis vir ons gegee. En R1 het ons uitgewerk, dit is 0,5. Soos dan is dit gelyk aan 5 plus 0,5. R1 is mos 0,5 plus R parallel, hierdie 1,5 en dan is dit, daar's 2,7 ohm. Is dan die totale weerstand van my stroombaan. Nou vra hulle vir ons daarvandaan, bereken die stroom deur die 4 ohm resistor, deur daai. Ons het nie die totale potentiaalverskil nie. Ons kan die totale potentiaalverskil gaan uitwerk, en as ons nou, want ons moet hier, ons het net die weerstand. Ons kort en ons moet die stroom gaan uitwerk. Soos as ons die formule van, by nommer 4, as ons die formule V is gelyk aan IR wil gebruik, dan moet ons weet wat is hierdie potentiaalverskil. Maar ons het mos die parallelle, die totale parallelle weerstand, dis hierdie 1,5. En ons het die totale stroom. Soos ons kan ons gaan uitwerk wat is die, indien ons nou voltmeter so oorskakel, kan ons daai voltmeter se aflesing gaan bereken. En daai voltmeter se aflesing is mos dieselfde van as elkeen van hierdie 3 vertakkings. En dan het ons mos dan kan ons mos net dit gebruik dan om die stroom deur die 4 ohm resistor te gaan bereken. Dan kan ons hierdie formule gebruik. Soos ons wil daai voltmeter hê, ons totale weerstand is 1,5 en ons stroom is 3 ampere. Soos die V van die parallel is die stroom, wag, laat kom net hier af, V is IR, I totaal, want ons werk met die hele parallelle kombinasie. I totaal maal R parallel, dan kry ons daardie voltmeter. Soos dit is dan gelyk aan I totaal is 3 maal met 1,5 en dit is dan gelyk aan 4,5 volt. Ek hoop my wiskunde is nou daar vinnig reg. 4,5 volt. Soos hierdie aflesing daar is 4,5 volt. Dan is daai 4 ohm resistor se potentiaalverskil is ook mos 4,5 volt. Nou kan ons mos die stroom wat deur hom vloei, kan ons gaan bereken. Soos dan die stroom wat deur die 4, want ons moet die stroom deur die 4 ohm resistor gaan bereken, soos dan is dit weer V, maar van die 4 ohm
resistor is gelyk aan die stroom deur die 4 ohm resistor, maar die weerstand van die 4 ohm resistor. Die potentiaalverskil het ons dus die 4,5 want hy is in parallel geskakel. So daai 4,5 gebruik ons, die stroom het ons nie en die weerstand is 4. Soos dan is E wat deur die 4 ohm resistor gaan, is dan 4,5 gedeel deur 4 ampere is die stroom wat deur die 4 ohm resistor beweeg. Sien julle, ons gebruik die inligting wat ons reeds uitgewerk het en ons doen dan die berekening verder. Dan moet ons kry die potentiaalverskil oor die 3 ohm resistor. Maar dis mos nou eintlik maklik, want ons het die parallelle kombinasie se voltmeter aflesing het ons bereken. En hy is mos, die 3 ohm resistor is mos in die parallelle kombinasie. Soos ons kan net gaan en sê dat vir, net gou hier so maak, hierdie pas by mekaar, vir nommer 5 is die V van die 3 ohm. Sien julle, by my voetskriffies gebruik ek vir die resistor waarmee ek werk, of dit wat ek besig is om uit te werk, is gelyk aan 4,5 volt. Jy kan hom maar net so skryf, want dis 'n parallelle skakeling. En dan nommer 6, die totale potentiaalverskil van die stroombaan. Ons kan of hierdie volt, dus net daai volt nog uitwerk, dan kan ons die, as 2 maniere, ons kan sê volt totaal is gelyk aan die voltmeter aflesing van die 5 ohm plus die voltmeter aflesing van R1 plus die voltmeter aflesing van die parallelle kombinasie. Dan tel jy net al jou voltmeters by mekaar. Of alternatiewelik kan jy uitwerk die volt, die V totaal is gelyk aan I totaal maal R totaal. Maar dan is die totale weerstand, en daai totale weerstand gaan daai 7 ohm wees. Die totale weerstand van die stroombaan wat ons in nommer 3 bereken het. Soos dan is dit gelyk aan ons totale stroom, ons het 'n serie, daai aflesing wat in die hoofstroom is 3 ampere, en ons maal dit met die totale weerstand wat is die R-serie plus die R-parallel wat 7 ohm is, daar is 7 ohm, en dan is dit gelyk aan 21 volt. Soos enige een van die twee. Hierdie is die kortste pad. Vir die boonste pad moet jy nog eers die V gaan uitwerk van die 5 ohm. Maar as jy nie hierdie kort pad gesien het nie, maak dit nie saak nie, kan jy eers nog daai voltmeter gaan uitwerk en dan al die voltmeters net by mekaar gaan tel.